Ek is Rinus van Sion in Parys en is 'n voorreg om vanmôre weer saam met jou te kuier. Vergewe en vergeet. Klink dit bekend? Ek lees vir jou Openbaring 22 vers 8 en 9. Ek, Johannes, het hierdie dinge gehoor en gesien. En toe ek dit gehoor en gesien het ek in aanbidding neergeval voor die voete van die engel wat al hierdie dinge aan my uitgewys het. Maar hy sê aan my, oppas, moenie. Ek is maar net 'n medediensknegt van jou en van jou medegelowiges, naamlik die profete, en van die wat die woorde van hierdie boekrol gehoorsaam. Aanbid God. Die interessante ding vir my hieroor is dat dieselfde ding net 'n paar bladsye vroeër in hoofstuk 19 gebeur het, waar, nadat hy neergeval en die engel aanbid het, die engel vir Johannes gesê het, moenie dit doen nie. So hoe kon Johannes weer 'n engel aanbid? Op dieselfde manier maak ons dieselfde foute, pleeg ons dieselfde sondes oor en oor en oor. Maar die goeie nuus is dat die Here ons soveel keer geleer het om te vergewe, dat ons tel verloor. En as hy ons tot daardie mate geleer het om te vergewe, hoeveel te meer sal hy nie? Ag Here, ek het weer daardie sonde gedoen, roep ek uit. Weer, sê hy, waarvan praat jy? Ek onthou nie dat jy dit voorheen gedoen het nie. As 'n man skielik na my toe sou storm en my in die neus sou slaan, is dit moontlik dat ek hom sou kon vergewe. Maar ek sou dit nooit ooit vergeet nie. Ek het nie daardie vermoë nie. Slegs God kan. Ek sal jou net vergewe nie, maar ek sal ook jou sondes nie onthou nie. Jy sien, so kosbaar, so kragtig is die bloed van Jesus vir die Vader, dat dit elke spoor en herinnering aan sonde uitwis. Ek is mal daaroor. Dis wat my soveel vrymoedigheid gee om voor die troon van genade te kom, sodat ek barmhartigheid kan verkry en genade vind op die regte tyd gehelp te word. Hebreërs 4 vers 16. Kom ons gebruik vandag opnuut die geleentheid om na die Vader te kom en hom te aanbid vir sy groote genade. Die Here seën jou. Amen.